Ons het nou die 11de Januarie het ons so 'n bietjie gesels oor Toepie is hy bietjie hard. Wat my ore net skielik reg gekom. Die 11de Januarie het ons so 'n bietjie gepraat oor wat ons doen vir die Here en wat dit van ons vat baie kere om te doen wat die Here van ons vra om te doen. En ons het so 'n bietjie gaan stil staan by Jeremia en so vinnig geraak aan Esegiel. Twee mense wat sy lewens heeltemal drasties verander het. Nou ek wil net gou so 'n bietjie recap vir die mense wat dan nog op verlof was toe en dan natuurlik soos Andrei wat nie altyd 'n goeie geheue het nie. Dit is net so 'n bietjie terug gaan soontoe. Nou die Here roep vir Jeremia en die dag is op pad om water te gaan haal en op pad om die water te gaan haal, sy daglikse roetine, iets wat hy elke dag moet doen, soos ek en jy. En die Here stop hom en die Here praat met hom. En die Here sê vir hom, hy kies hom uit om die boodskap van oordeel oor Jerusalem te gaan uitdra oor die mense. Nou moet ons weet, hierdie ouens is al honderde jare of net so oor die 100 jaar besig profeet na profeet om vir die mense te sê die Here se oordeel kom, julle moet tot inkeer kom. Maar nou weet ons hoe is die mense, die mens luister nie. As jy vandag hier staan en ons preek die oordeel van die Here is op pad. Teen Woensdag het die oordeel van die Here nog nie gekom nie, dan word dit al minder saak en saak. En dis wat met die volk gebeur het. Spesifiek praat ons hier oor Jerusalem, die inval van Jerusalem en die verwoesting van Jerusalem. En Jeremia was op pad om water te gaan skep, soos ek sê, is hy elke dag se ding wat hy moet doen. En die Here praat met hom daar, en daai oomblik verander daai jong man van omtrent so 20 jaar oud se lewe. Sy hele lewe verander. Jy weet, hy was 'n jong man van 20 jaar, hy kon, as mense die prentjie skep, jy kon stap deur die stad en mense het jou geken, mense het met jou gepraat, mense het dalk met jou gegrap, jy het tyd saam met mense spandeer. So jy was dalk bekend in jou vriendekringe en al so aan. En die Here bring vir hom die boodskap en sê, Jeremia, jy moet met hierdie mense praat, dis verby nou, die oordeel is op pad. Jeremia doen dit, wat die Here van hom verwag. En skielik val die man se lewe uitmekaar uit. Mense wat hy geken het, groet hom nie. Sy pa self 'n priester, weet nie hoe dit daar in die huis gegaan nie. Jeremia is glad nie meer bekend nie, of hoe sê sy, mense hou glad nie meer van hom nie. Dinge gebeur, hy word gedreig, hy word bespot, hy word 'n bynaam gegee. En aan die begin dink ek sal mense geluister het en dan soos die tyd aangegaan het, dan word dit naderhand 'n gespottery, want dit wat Jeremia bring is nie wat hulle wil hoor nie. Jy weet, hierdie mense het geglo, Jerusalem sal nooit tot 'n val kom nie. Nooit. Want die tempel is dan nie. God is hier. Wie kan dan nou hierdie stad verower? So ons is veilig. En weet jy mense wat, vandag lewe ons net so. Ons kan baie maklik sê, Jesus, liewe Jesus, is met ons. Niks kan ons oorkom nie. Mense, hierdie verhale leer ons iets anders. As die Here roep en sê ons moet tot inkeer kom, dan moet ons tot inkeer kom. En dis wat die mense nie gedoen het nie. En ons weet toe, soos dit gebeur het ook, kom die Here, of die Babyloniërs, en hulle kom en hulle kom val in, en hulle verwoes Jerusalem, totaal en al, brand die tempel tot op die grond. Mense word weggevoer in ballingskap, van hulle word dood agtergelaat, en die hele stad brand. Maar vir hom, Jeremia, was dit nie 'n maklike tyd nie. Dit was 'n bitter moeilike tyd wat hy elke dag van sy lewe. Ek kan dink hoe moes daai man opgestaan het nog 'n oggend. Nog 'n oggend opstaan. Die Here sê ek moet hierdie mense waarsku en ek doen dit nie. Wat gaan gebeur? Ek moet, die Here verwag dit van my. En ek dink as hy gisterand gaan slaap het, het hy baie keer net sy oë toegemaak en gehuil by die Here en gesê, Here, hoekom nog? Hoekom ek? Môreoggend moet ek opstaan en dan doen ek dit weer. En die omstandighede om hom raak al moeiliker en moeiliker. Julle weet, ons het laas gepraat van hulle het hom tot in daai blokke vasgemaak wat jou voete so staan en jou hande so staan. En hy het 'n hele nag stoksiel alleen by homself deurgebring. Daar was niemand wat hom kon support nie. Kan julle dink, ek het bietjie gaan nalees, die ontsettende pyn wat jy verduur om so te sit reg deur die nag. Hulle sê dit is verskriklik seer om so te sit. En die man was alleen. Hulle het hom in 'n put gegooi sodat hy kan sterf. Hulle het hom geslaan.
Maar hy het elke oggend moes hy opstaan en hy moes die woord van die Here vir die mense gaan bring. Die oordeel is hierso. Dis nou die tyd. Maar nooit luister hulle nie. En toe het ons so vinnig, as ek net so vinnig kan stilstaan, en dit is presies wat in ons lewens aangaan vandag, mense. Ons sit met die woord van die Here en ons sit met hom honderde jare nou al. Dit is daarin geskrywe wat kom en wat besig is om te gebeur. En ons is dit nodig, ek en jy wat hier sit, wat weet wat in die woord van die Here staan. Dis ons verantwoordelikheid om daai woord uit te vat. Esegiel, die ander een, ons het 'n bietjie tyd uit gehardloop, toe kon ons nie lekker oor hom praat nie. Hy was reeds weggevoer as ballingskap, maar Jerusalem het nog staande gebly, maar die ander ouens was reeds weggevoer, en Esegiel was een van hulle gewees, wat reeds weggevoer was as 'n balling. Nou sy droom was gewees, hy was so 'n bietjie ouer, hy is skat so tussen 25 en 30 jaar oud, maar sy lewe, sy beplanning was gewees om 'n priester te word in die tempel. Dit was sy droom, dis waarvoor hy gegaan het. Nou as hy om en by 30 jaar oud was, tussen 30 en 35 jaar, dan kon hy nou die priesterskap oorvat of aanvat in die kerk, want dit is wanneer hulle gereken en 'n man nou volwasse is en hy kan die werk doen. So hy was baie naby aan daai ouderdom, of dalk net geraak aan daai ouderdom. Maar nou sit hy in 'n vreemde land, vreemde godsdienst, vreemde mense, sy hele lewe het uitmekaar uitgeval, daar is niks vir hom meer oor nie. En so die mense wat hier langs hom sit, hulle was weggevoer gewees uit 'n land, hulle het met 'n bietjie besittings daar aangekom, dit wat hulle bymekaar gemaak het, dit wat hulle gehaat het, dit wat hulle in die toekoms gehad het, of in die verlede bymekaar gemaak het, die lewe, die vriende, die familie, dis almal versprei, van hulle is doodgemaak, hulle het niks meer oor nie, hulle sit in 'n vreemde land, hulle is slawe, hulle verdien niks nie, maar hulle werk, hulle het geen seggenskap meer nie, en Esegiel is onder een van hulle, en julle ken die liedjie van The Rivers of Babylon. Dink ons het hom laasweek gesing as ek reg onthou. Daai liedjie is geskryf juis vir daai ouens wat daar langs die rivier gesit het. Die Kebar rivier. Dis waar hulle gesit het. En Esegiel sit saam met die mense by die rivier en die Here bring vir hom 'n visie. Maar hierdie is 'n baie sterk visie wat die Here vir hom bring. Julle kan dit gerus gaan lees in die begin van Esegiel. Maar met die visie sê die Here vir Esegiel, want die mense glo mos dat die tempel is waar die Here gebly het. Ons het langs so rukkie terug ook oor die ark wat gaan haal is toe hulle moes oorlog gemaak het. En hulle het geglo dat die Here in die tempel bly en die Here kom wys vir Esegiel in sy visioen, wys hy vir Esegiel, ek is nie vas by enige plek nie. En die Here wys hom met hierdie mooi visioen van hom dat die Here in enige oomblik kan enige rigting in enige oomblik kan beweeg. Die Here wys vir hom die oë, daar's niks wat hy nie sien nie. Julle moet dit gerus gaan bietjie lees, ons het nie nou tyd om daaroor in te praat nie. En Esegiel sien dit en die Here sê vir hom, Esegiel, ek stel jou aan as wagter. Wagter oor hierdie mense. Nou dit is 'n baie belangrike pos gewees daar. Jy weet, as jy 'n skaapwagter was jy verantwoordelik vir die leeu en die beer om nie daai skape te kon vat nie. Jy moes na hulle kyk. Jy moes seker maak hulle is bymekaar as hulle slaap. Jy moes seker maak in die dag as hulle wei dat geen niks aankom om daai skape te kon verskeer en te vang nie. Dit was jou werk gewees as wagter. As jy as wagter aangestel was op die stadsmure, was dit jou werk gewees om alarm te maak as daar probleme is. Dit was 'n baie belangrike werk. En ons elkeen wat vandag hier staan is as wagters aangesit vir die samelewing hier buitekant vir die mensdom. Want ons weet, ons ken die waarheid. Wat doen ons met die waarheid wat in ons hande loop, wat ons daai Bybel vat in die oggend en ons lees hom? Wat doen ons met daai waarheid? Deel ons dit uit? Praat ons met die mense rondom ons daaroor? Nou Esegiel het 'n aanstelling gekry by die Here as wagter. Die Here het vir hom gesê, ek stel jou aan as wagter. Jy moet vir hierdie mense wag hou. Jy moet vir hulle sê die gevaar is op pad. Nou Esegiel, soos in Jeremia se tyd, het die Here ook vir Jeremia gesê, hierdie mense gaan nie vir jou luister nie. Hulle is hardkoppig. Hy het vir Jeremia gesê, jy weet die twee het so 'n bietjie oorvleuel met mekaar in tyd. En die Here het gesê, hulle gaan nie vir jou luister nie. En vir Esegiel het die Here dieselfde gesê, hulle gaan nie vir jou luister nie. Maar vir Esegiel het die Here bygevoeg en gesê, as jy nie vir die mense sê
van hulle sondes nie, en hulle sterf as gevolg van hulle sondes, gaan die Here die bloed van Esegiel verhaal vir elke persoon wat sterf, as hy nie vir hulle sê nie. Maar as hy vir hulle sê dat hulle verkeerd doen, as hy vir hulle sê dit waarmee hulle besig is 'n sonde, en hulle kom nie tot inkeer nie, gaan hulle nog steeds sterf, maar die Here sal nie die bloed van hulle dood by Esegiel eis nie. Baie ernstig is die Here met Esegiel hierso. Die manier wat die Here hom gebruik het om die boodskap oor te dra, was nie net om te profeteer nie. Hy moes baie fisiese, denkbeeldige goed moes hy gaan doen het. En ons gaan nou net so vinnig daar stil staan. Maar weer eens soos ek gesê het, die Here sê vir Esegiel en vir Jeremia, onthou, die mense is hardkoppig, hulle gaan nie na jou luister nie. Nou ou, soos ek onmiddellik dink, maar wat, hoekom moet ek dit dan doen? Ek mors my tyd mos. Met hoeveel mense dink ons mors ons tyd die buitekant? Hoeveel mense, as ons in aanraking kom met hulle, dan sê ons vir onsself, gaan nie gebeur nie. Hy sal aanhou om te rook wat hy rook, te drink en te sluk wat hy sluk. Hy sal aanhou om so te vloek en te swets. Wat ek sê, gaan nie 'n verskil maak nie. En is ongelukkig die waarheid van die mens, die waarheid van myself ook partykeer, en dink ons, weet jy wat, daai persoon sal in sy lewe nooit gered word nie. En dit is wat Esegiel ook miskien moes gedink het, na die Here vir hom gesê het, hulle sal nie luister, en Jeremia self. Maar die Here het jou uitdruklike opdrag gegee om te sê, vertel hulle is verkeerd. Dan is daar natuurlik die gedeelte in die Bybel waar die Here sê, as hulle nie wil hoor nie, skud die stof af in jou voete en beweeg weg. Maar het ons genoeg probeer? Het ons genoeg probeer om daai mense te kan verduidelik en vir hulle die goeie nuus te vertel, om vir daai mense die liefde van ons Here Jesus Christus te wys, deur ons, het ons. Nou Esegiel, soos ek sê, moes baie dinge doen. Ek gaan net so 'n stukkie vir ons lees, en nou mensekind, vat 'n groot baksteen en sit dit voor jou neer, teken dan 'n kaart van Jerusalem daarop, bou beleringswalle teen die stadsmure, omring dit met kampe van die vyand se soldate en rig stormrame teen die mure op. Met ander woorde, hier is ons besig met 'n denkbeeldige ding. Die Here wys vir hulle, Jerusalem is hierso, hierdie manne gaan julle aanval, hulle kamp reeds hier om julle. Nie op baie stadium, maar dit gaan gebeur. En hulle het klaar hulle lere opgesit, hulle gaan oor die walle kom. Die plaat, neem dan 'n ysterplaat en sit dit tussen jou en die stad. Die Here wys vir hulle hierso, ek is klaar met julle. Julle is op julle eie. Daar's 'n versperring tussen die Here en Jerusalem en die mense van Jerusalem. Kyk na die stad en demonstreer hoe die vyand Jerusalem sal aanval. Laat dit vir Israel waarskuwing wees. Gaan lê op jou linkersy en sit die sondeskuld van Israel op jou. Jy moet hulle straf dra vir 'n aantal dae wat jy daar op jou sy lê. Jy moet Israel se straf dra vir 390 dae. Dis 'n jaar en omtrent 'n maand, né? Een dag vir elke jaar wat hulle gesondig het. So vir elke jaar wat hulle gesondig het, moet hy 'n dag op sy linkersy lê, né? Daarna moet jy omdraai en op jou regtersy lê vir 40 dae. Dis nou weer 'n maand en 'n bietjie, né? 'n dag vir elke jaar wat Juda gesondig het. Intussen moet jy aanhou om te wys hoe Jerusalem beleer word. Lê daar met jou arms ontbloot en profeteer oor haar ondergang. Ek sal jou met toue vasmaak sodat jy nie op jou ander kant kan draai nie, tot die tyd verby is wanneer die belering gedoen is. Esegiel moes hierdie goed fisies en denkbeeldig doen. Hy moes letterlik vir 390 dae op een sy gelê het. Dit gaan aan oor die broodjie wat hy moes gemaak het en wat hy op beesmis moes gemaak het en so aan. Al hierdie goed wat hy moes doen om vir die mense te kan wys, hierdie goed is op pad om te gebeur. Weereens, dit gebeur nie. Die mense kom nie tot inkeer nie. Hy word bespot. Hy word 'n grap van hom gemaak. Ek dink die ergste ding wat Esegiel moes gedoen het, lees ons in Esegiel 24,
Toe die Here vir my gesê, mensekind, ek gaan jou vrou, jou kosbare skat van jou af wegneem. Sy sal sekerlik doodgaan, maar jy mag op geen manier wys dat jy hartseer is nie. Moenie huil nie, jy mag nie 'n traan stort nie, jy mag sug, maar net saggies by jouself. Jy mag ook nie by haar graf huil. Moenie doen wat mense doen en eet wat hulle eet as hulle oor die dood van 'n geliefde rou nie. Deur al hierdie, kyk na ons tyd vandag, deur al die waarskuwings, deur al die tekens, luister hulle nie. En wat so interessant was, vir Jeremia en Esegiel, bring die Here sulke kort oomblikke, wat hy nog sê, kom tot 'n inkeer, en ek sal van plan verander. En dit word geprofeteer, maar ore is min. En ons hoor dit vandag, en ons hoor dit vandag hier waar ons staan. Die genade van die Here roep ons tot inkeer. Die genade van die Here roep elkeen van ons om tot inkeer te kom en ons dinge te laat staan en ons werk te vat wat die Here vir ons gegee het om te doen. Was dit die finaal? Ons weet dat Jerusalem uiteindelik ingeval is. O, nog 'n ding wat ek hier genoem het, die Esegiel moes sy hare met 'n swaard skeer. Sy hare en sy baard. Sy baard moes hy vat en die hare moes hy vat en hy moes hulle in 3 presies deel, hy moes hulle weeg, in 3 gedeeltes weer. Een van hulle het hy opgekap met die swaard in klein stukkies. En daai beteken, dis hoe van 1/3 van die volk gaan sterf, is as gevolg van die swaard. Nog 1/3 het hy gevat en hy het dit aan die brand gesteek. En die Here sê, dis hoe die ander 1/3 gaan sterf. Nog 1/3 het hy gevat en hy het dit in die wind gegooi. Die Here sê, dis hoe julle verstrooid sal word, die wêreld oor. Net 'n klein bietjie moes hy hou en sy in die binnekant van sy baadjie sit. Dis die klein bietjie wat oorgebly het, wat die Here teruggeroep het, om Jerusalem weer te herbou. Dis sommer so ietsie in die toekoms. Maar was dit die einde van God se plan, toe Jerusalem tot 'n val gekom het? Dit was nie. Nog voor hierdie dinge gebeur het, gee die Here 'n boodskap van hoop. Gee die Here 'n boodskap van kom tot inkeer, daar's hoop. Ons weet toe nou al die goed het gebeur, en daar weet ons ook die Here het gesê, daar's nog 'n kans van vergifnis. Julle onthou Nineve? Die Here se besluit was gemaak gewees. Nineve gaan val. Nineve wil nie luister nie. Nineve wil nie luister na die waarskuwings nie. En skielik, toe Jona die tweede keer daar aankom, toe hoor hulle. Hulle kom tot 'n inkeer, hulle bid, hulle bely hulle sondes, hulle vas, dier en mens, bely. Die Here spaar van Nineve. Dit kon hier ook gebeur het. Maar ons is te hardkoppig om te hoor. Ons is te besig met ons eie dinge. Die wêreld daar buitekant is besig met die eie ek. En niemand, ons skryf die Here af. Ons is besig om die Here al kleiner te maak in ons lewens. Ons kan baie maklik staan en sê, vir God is daar niks onmoontlik nie. Mense, ons kan dit nie net sê nie. Ons moet dit leef. Ons moet hierdie goed leef en ons moet na onsself kyk en ons moet kyk na die opdragte wat die Here vir ons gegee het om te doen. Ek en jy wat hier sit vandag met die hoop van, as ek my laaste asem uitblaas, gaan die hemelse poorte vir my oop. Ek en jy moet vandag hier staan en sê, Here, U het my geskep vir meer. Kom leer my. Jy hoef nie geleerdheid te hê nie. Jy hoef nie al hierdie goed te hê nie. Jy hoef nie hierdie verskriklike Bybelkennis te hê nie. Jy hoef nie te gaan swat vir 'n klomp jaar nie. Lees jou Bybel en die Here sal hierdie goed vir jou openbaar op die oomblik wat jy dit moet openbaar. Dit sal kom. Dit sal daar wees. Maar jy kan nie as jy niks weet nie, die werk gaan doen nie. Jy kan nie as jy die tyd nie insit nie, die werk van die Here gaan doen nie. Met alle respek gesê, ons bid nie na 'n genie nie. Ons bid na 'n lewendige heilige God. Hy sal jou nie in die steek laat nie. En kyk nou gou 'n bietjie die boodskap van herstel en hoop, né?
wat die Here vir hulle gegee het. O ja, net so 'n stukkie by Ninive nou weer, onthou julle het tot bekering gekom en al die dinge het goed gegaan met hulle, en so 'n bietjie, ek dink is 140 of 80 jaar later, weer tot 'n val gekom, stadig maar seker, en die Here het van Ninive van die aarde afgevee. Ek dink iewers in die 18de, laat 18de eeu, het hulle eers goed gekry wat hulle dink is Ninive. Mense daar verby beweeg, jy het nie eens geweet daar was 'n stad nie. Hulle begin nou met die opgrawings, en hulle glo dis Ninive. Die Here het gekom, die tweede keer in daai plek, heel van die aarde afgevee, dat niemand weet waar daai plek is nie, né? Net so van interessantheid. Die Here se boodskap van herstel in Jeremia, ons kry dit in 31, die Here sê, daardie tyd sal ek al die families van Israel se God wees, en hulle sal my volk wees. Hy sê verder, die oorlewendes sal in die woestyn genade vind, daar sal hy vir Israel rus gee, hy met 'n hoofletter, né? Lank gelede reeds het die Here dit aan ons bekend gemaak. Ek het jou lief met 'n liefde wat nooit ophou nie. Ek trek jou met troue liefde na my toe. Ek sal jou weer herbou soos jy vroeër was, jongvrou Israel. Jy sal weer die tamboerijn tevoorskyn bring. Jy sal dans en vrolik wees. Jy sal weer wingerde plant teen die berghange. Die Here sê, sing van blydskap oor Israel, roep uit vir die vernaamstes van al die volke. Dit het nog nie gebeur nie. Profeteer. Die Here sê vir ons, roep uit na die wat nie glo. Jy is in hierdie situasie. Jy is nou hier. Jy's hier as gevolg van miskien jou sonde of omstandighede of wat ook al. Maar hoor wat die Here sê, sing van blydskap. Wys die wêreld daar buitekant, dit maak nie saak nie. Jy weet daar is hoop. Roep uit vir die vernaamstes van die volke, van al die volke. Wys vir die wat nie glo nie. En mense glo dat ons tyd kom. Ons tyd kom waar ons gaan voel ons wil nie meer lewe nie. Hoekom sê ek profeteer dit nie, ek sê nie dit nie. Ek lees dit in die woord van die Here. Daai tyd kom. En dan sê die Here, roep uit vir die vernaamstes van die volke, die wat nie glo nie. Laat hulle julle lofprysing hoor en sê, Here, red u volk. Boodskap van hoop. Kyk, ek sal hulle uit die noorde terugbring. Ek sal hulle uit die uithoeke van die aarde bymekaar maak. Hulle sal al heilend terugkom en hulle sal bid, terwyl ek hulle teruglei. Ek sal hulle langs strome lei, hulle sal op reguit paaie loop, sodat hulle nie kan struikel nie. Ek is Israel se pa, Ephraim is my oudste kind. En dan gaan die Here aan, dan sê hy, die Here het Israel het mekaar laat spat, hy sal hulle weer by mekaar bring. Hulle sal terugkom en vrolik sing. Hulle sal straal van blydskap oor die goedheid van die Here. Hoekom moet ons wag tot 'n tyd soos daai, wanneer die dinge gebeur? Hoekom kan ons dit nie nou al doen nie? Ons kan baie maklik hier buite kan sit en ons kan praat oor ons land. Mense, dit is vir elkeen van ons seer om te sien wat in ons land aangaan. Hoe onregverdig dinge vandag is. Hoe alles agteruit gaan. Waar is ek en jy, kind van God, met ons positiwiteit in 'n tyd soos hierdie? Waar is ek en jy, kind van God, met ons lofliedere? Wys ons die mense hier onder. Hierdie goed is bloot, maak net nie aan ons saak nie. Ons weet, daar is hoop. Mense, as dit nie hier gaan wees nie, gaan dit in die hemel wees. Ek weet nie wanneer kom die Here nie. Niemand weet nie. Maar as die Here vir ons soos Ninive nog 'n kans kan gee, in ons land, in ons gesin, in jou omstandighede, in jou familie, in jou huwelik, en maak nie saak waarmee jy die probleem sit op hierdie stadium nie, is dit jou werk, is dit waarmee, daar's hoop, mense. En die hoop kom van die Here af, en ons moet hierdie goed glo, en ons moet ophou om negativiteit oor ons land en ons mense te spreek. Die Here is die een wat herstel kan bring, en as dit nie in hierdie leeftyd gaan wees, die mense is dit wanneer daai hemelse poorte vir ons oopmaak. Esegiel
Net so mooi belofte, en dit is nou in Esegiel 37, maar ons gaan dit nie lees nie. 36. Ek wil graag vir ons Esegiel 37 lees. Die vallei met droë bene. Die Here het my in besit geneem, en die gees van die Here het my weggeneem na 'n vallei vol bene. Hy het my tussen die ou droë bene, wat op die valleivloer lê, rondgelei. Hulle het oral op die grond gelê. Toe vra hy, mensekind, kan hierdie bene weer lewende mense word? Nou weer eens, ek sê weer, sien ons hoop in ons land, sien ons hoop miskien in die situasie waar jy nou is, sien jy hoop in jou huwelik, sien jy hoop in dit wat jou vandag hierso in jou hart se puntwerk, in jou hart so seer maak, sien jy hoop? As die Here my 10 gevra het, Frank, sien jy hoop met hierdie klomp bene? Die goed is wit, gebrand deur die son, is oud. Die man se arm, sy kop lê, maar sy weet nie waar sy arm is of waar sy bene is, die ribbebene is uitmekaar uit. Sien jy hoop, Frank? So ek 10 geantwoord het, Here, nee, ek weet nie. Ek glo nie. Hierdie bene is uitgedroog. Onthou julle oor die ou mense, dit was 'n spreekwoord gewees. Die Here alleen weet. Onthou julle die ou mense het dit altyd gesê. Minnet is ek as kind geweet wat bedoel hulle. Toe word dit nader aan die Here alleen weet. Ek onthou my ma het ook gebruik as ek stout was en sy storm op my af met daai plakkie. Dan het sy ook daai woorde gespreek, maar dit het vir my 'n ander betekenis gehad. Ek moet nou hol neem. En ons het dit so verdraai. Dit is wat die ou mense bedoel het. Die Here alleen weet. Hoor, wat is die antwoord van Esegiel? Oppermagtige Here, U alleen ken die antwoord, het ek gesê. Is dit nie mooi nie? Is dit nie 'n man van geloof nie? Dit wat ek en jy sien, maak nie vir ons sin nie. Dis droog, die goed is wit, hulle breek, hulle is uitmekaar uit. Hierdie ou se ribbebeen lê hier en daar, en hier en daar. Dis 'n gemors. Maar Esegiel se antwoord is, Here, U alleen ken die antwoord. Dis nie vir my en jou om te dink altyd nie. Dis vir my en jou om te submit. Hy sê toe vir my, profeteer, praat lewe, né? Vat die beloftes van die Here. Hulle is so baie in die woord van die Here. Vat dit wat die Here vir jou beloof het. Spreek dit oor dit. Bring jou positiwiteit. Sing lofliedere tot die Here oor jou situasie, oor ons land. Haal die Here se woorde aan. Dis 'n opdrag van die Here. Ons kan nie, ons sê vandag, ons moet die Here herinner aan sy beloftes. Dis hoe ons dit sê. Ons hoef nie 'n heilige God wat nie 'n fout kan maak nie, herinner aan sy beloftes nie. Maar ons moet dit sê, sodat die Here weet, ek en jy glo dit. Roep die beloftes van die Here aan in die omstandighede. Ons doen dit, spreek lewe, profeteer oor jou omstandighede, profeteer oor ons land. Hy sê toe, profeteer oor hierdie bene en sê, dooie bene, luister na die woord van die Here. So sê die oppermagtige Here, kyk, ek gaan in julle blaas en julle weer lewendig maak. Ek sit vleis en spiere om julle en maak julle met vel toe. Ek sit asem in julle en julle sal lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Nie my eer nie. Ons het nou hier buitekant so 'n bietjie gepraat oor ambagsmanne wat alles wil fix by onsself. Dis nie jou eer nie. Wanneer die Here toe kom, gee die eer vir die Here. Wanneer ons bid vir 'n krisis en die Here gee vir ons 'n uitweg, gee die Here sy eer. Moenie dit vat nie. Jy het dalk talente gekry, maar dis nie jy nie. Die Here sê duidelik hierso, dan sal hulle besef dat ek die Here is. Ek het gesê soos hy my beveel het, skielik was daar 'n gedreun terwyl ek praat. Die bene van elke liggaam het bymekaar gekom soos dit voorheen was. Terwyl ek gekyk het, het spiere en vleis oor die bene gevorm. Toe het vel die liggaam toegemaak, maar daar was nie lewe in hulle nie. Toe sê hy vir my, dis die Here, né? Praat met die wind en sê, so sê die oppermagtige Here, wind, kom uit van 4 windrigtings. Blaas in hierdie dooie liggame totdat hulle lewend word. Ek het toe gesê soos ek beveel is, en die wind het in die liggame ingekom, en hulle het elkeen begin asemhaal. Hulle het lewend geword,
en op hulle voete gaan staan, 'n groot klomp mense, en hulle word mense genoem. Heeltemal herskape. Is dit reg? Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die mense van Israel. Hulle sê, ons het oud en droë bene geword. Daar is geen hoop vir ons meer nie. So sê hulle vir die oppermagtige Here, of sê vir hulle, die oppermagtige Here sê, my volk, ek maak die grafte van ballingskap, ons gevangenskap, dit wat ons vasbind, dit wat jou hou om nie daai plaat tussen ons en die Here weg te vat, dit wat jou vermy om by die Here uit te kom, sê die Here hierso, ek maak die grafte van ballingskap, nou gevangenis, né? Sal ek laat oopstaan en kyk, ek bring julle terug na die land Israel. My volk, wanneer dit gebeur en ek julle uit die grafte bring, dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek sit my gees in julle en julle sal lewe en terugkeer huis toe, na julle eie land toe, dan sal julle besef dat ek die Here is. Sien julle hoe maak die Here klem hier op? Het gaan nie oor ek en jou nie, daar is hoop, maar het gaan nie oor ek en jou nie. Het gaan nie oor wat ek en jy kan vermag nie. Dit lyk vir jou doelloos, dit lyk vir jou, hoekom moet ek dit doen? Hoekom moet ek aanhou praat in hierdie persoon se lewe? Hy gaan dit nooit los nie. Hoe gaan ek uit my omstandighede uitkom? Dit is net te erg, ek is net te diep hierin. Die Here sê, jy sal besef dat ek die Here is, want ek gaan vir jou uithaal, maar doen wat ek vir jou sê om te doen, profeteer, praat, sing lofsange, bring die goed na die Here toe. Julle sal sien dat ek presies gedoen het, soos ek beloof het. Ek, die Here, het so gesê. Mense, hier is een van die beloftes in die woord van die Here, wat vir jou geskryf is om dit te vat, as dit jou omstandighede is. Daar's baie dinge, en ons luister na die wêreld, en ons luister na die wêreldnuus, en ons luister na die mense om ons, ons luister na mense, na wie toe ons opkyk, en ons raak moedeloos. Ons raak moedeloos vir mense wat veronderstel is om ons te lei. Ons raak moedeloos vir ons omstandighede. Ons maak foute, mense. Ons is mense, ons maak sonde. En as ons nie gaan luister nie, gaan die Here ons verwoes. Maar daar's altyd hoop. Ons weet die eindtyd is hier. Maar die Bybel leer ons ook dat daar tyd vir genade is. Al is die tyd vir genade net vir jou en jou gesin en die mense met wie die Here jou laat stuur om te deel. Is dit die hoop van die hemel? As die Here versuim om te kom, is dit dalk die hoop vir jou omstandighede en die hoop van ons land, om weer te kan opstaan en hierdie 'n goddelike land te maak, om jou huis en jou verhouding met die Here goddelik te maak, dat ons kan buitekant toe gaan en die Here die eer gee vir dit wat hy in ons lewens doen. Maak nie saak of jy tussen 'n klomp moslems of wat staan nie, as hulle vir jou 'n vraag vra en jy weet dit is die Here, sê vir hulle wie dit is. En weet jy wat, kap jou kop met 'n byl af of 'n swaard af, is oké. En dis hoe ons moet lewe. Ek wil net gou met julle afsluit, Hebreërs 12, Paulus wat hier so skryf, wanneer God julle as kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Is dit nie awesome nie? Watter kind word nie gedissiplineer nie? As God julle nie dissiplineer soos hy met al sy kinders doen nie, is julle nie regtig sy kinders nie, maar buiteeglik. Swaar woorde, né? Swaar woorde om te hoor. Ek wil net gou, miskien dalk gou vir julle afsluit met iets wat ek gehoor het by Paul Washer so ruk terug. Jakob en Esau. Ons ken nou die verhaal van Jakob en Esau en die een se seun gesteel. Maar die Here het gesê vir Esau, ek gaan vir jou seën. En Esau was geseënd. 'n ryk man geword. Hy het 'n nasie gebou. Wat het die Here met Jakob gedoen? Jakob het met die belofte geloop, né? Die belofte van die volk Israel. Sy naam is naderhand verander na Israel toe. Wat het die Here met Jakob gedoen? Esau was goed. Hy het geleef. Dit het met hom goed gegaan. Jakob het dit nie so goed gegaan nie. Hy moes vlug. Hy moes gaan afwerk vir sy vrou.
Toe verneek hulle hom, toe moes hy weer werk, 7 jaar. En na dit, toe kom hy en hy moet gaan regmaak. Sy lewe was nie maklik nie. Derentyd sy lewe die Here vir hom gestraf, tot waar hy en die Here een aand met mekaar geworstel het, en hy het vir die res van sy lewe met 'n krippelbeen rondgeloop, wat die Here nie van hom al weggevat het nie. Die Here het daai man gestraf en gestraf en gestraf vir al sy hoogmoed, vir al sy vernekery, vir alles waarmee hy besig was. Het die Here bly vir Jakob straf. En die uiteinde van Jakob was Israel. Esau het aangegaan. Sy lewe was goed. En dit is wat Hebreërs vir ons sê, Hebreërs 12 hier vir ons sê. Die Here gaan jou straf. Die Here gaan jou bymekaar maak. Weet dan, kind van God, hy doen dit uit liefde uit. Amen. Ons gaan nou 'n bietjie gou die nagmaal doen. Die nagmaal is vir my altyd so mooi, want dit is die kans wat ons moet terugdink aan ons Here Jesus Christus in die kruis. Dit wat die Here vir ons gedoen het, daar in die kruis. Die ultimate belofte wat die Here vir ons gedoen het, reeds al hier in Genesis, toe die sondeval gekom het, het die Here sy seun beloof vir elkeen van ons. Nie een van julle wat hier sit vandag, en ek sluit myself in, gaan ooit werd wees om hemel toe te gaan nie. Jy kan niks doen om dit te doen. Jy kan uit jou self uit niks doen, dat daai poorte van die hemel vir jou oopmaak, enig as jy jou laaste asem hier geblaas het. Maar dit wat deur Jesus Christus, die Seun van ons God, ons almagtige God, vir ons gedoen het aan daai kruis, toe die Vader die tempel se voorhangsel skeer, van bo na onder, daai dag, het ons deur die genade van sy Seun, kan ons die hemel inkom. Maar soos alles, is daar voorwaardes. Alles wat gebeur, mense, jy gaan nie reg lewe nie. Jy kan baie naby aan reg lewe. Met die genade van die Here is die enigste manier ons by die hemel kan inkom. En ons hoor altyd pastoor Jaco sê, ons moet meer en meer word soos Jesus. Dis my en jou werk. Jesus het nie gestop en gesê, ek gaan nie hier bedien nie. Ek gaan nie hier ingaan nie. Ek kan nie met hierdie mense deel nie. Hy het dit voluit gedoen vir die 3 jaar wat hy sy bediening gedoen het op hierdie aarde. En hy tree vir my en vir jou in vandag. Hy kyk vir my en vir jou. Wat doen ons? Kom ons lees gou 1 Korintiërs 11 vers 32. In die dag waarvan Jesus verraai is, het hy brood geneem en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot herinnering aan my. Net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat ek verseël het deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, ter herinnering aan my. Want elke keer as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood, tot hy terugkom. As iemand dan op 'n onwaardige manier van die brood eet en uit hierdie beker van die Here drink, sal daardie persoon skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Dit is waarom julle julleself moet ondersoek voordat julle die brood eet en uit hierdie beker drink. Want as julle die brood eet en uit hierdie beker drink, eet julle en drink julle 'n oordeel oor julleself, as julle nie die nodige respek teenoor Christus se liggaam betoon nie. Dit is waarom daar baie swakkes en siekes onder julle is, en heel wat onder julle reeds oorlede is. As ons onsself egter vooraf ondersoek, sal ons nie onder God se oordeel kom nie, maar self as ons God se oordeel en dissipline moet verduur, sal ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Nou ek wil vra as ons net hierdie goed kan uitdeel. Iemand vir my, ek weet nie, wie gaan ons gou help hierso, net om die glasies uit te deel. Ons kort nog 1. Ek wil vra dat ons vandag, as jy die nagmaal gebruik, dat jy by jouself sal sit vandag,
Gee jouself 5 minute, 10 minute, hoe lank dit ook al vat. En dan gebruik, wanneer jy die nagmaal vat, dank ons die Here vir tweede kanse. En ons dank die Here vir sy seun, Jesus Christus. Wat daai dag op Golgotha vrywillig daai kruis gevat het en die berg opgeloop het, stikkend geslaan. Jesaja sê dat ons hom nie herken het nie, so stikkend geslaan was hy gewees. Maar hy het geweet, hy doen dit vir jou en vir my, sodat ek en jy 'n kans kan kry om by die hemelse poorte te kan ingaan en 'n ewigheid saam met ons God die Vader te kan geniet. So ek wil hê elkeen van julle, so as jy die glasie kry, asseblief, hou die nagmaal by jouself, as daar dingetjies is tussen jou en die Here staan, maak dit reg vandag. Vra om verskoning vir die wat jy agtergelos het, wanneer die Here vir jou duidelik gesê het om met iemand te praat, of iemand die liefde van die Here te wys. Maak dit reg tussen jou en die Here. En dan sluit ons af, dan dank ons die Here vir die grootste geskenk ooit, vir elkeen van ons wat daaraan kan deel.
OK, kom ons maak ons oë toe. Here, vandag het ons baie gehoor, Here. Ons het baie gehoor van die woord, Here. Here, van oordeel wat daar is, Here, want wie U is God van liefde. En U sê dit in die woord, Here, dat U wil tyd saam met ons spandeer, Here. U wil ons al die genade gee, Here. Maar Here, omdat U regverdig is, Vader, kan U nie net altyd aan sonde toegee nie, Vader, want U kan nie, U is te heilig, Vader. U kan nie geassosieer word met sonde nie. Dank U, Seun, Here, wat ons sonde las gevat het, Vader, en so dan kan ons voor U kom, U troonkamer kom, Here, en kom bely vir die dinge wat ons so verkeerd doen. Vader, my gebed is vandag hierdie week, Here, dat ons elke oomblik van elke dag, Here, daar waar ons opstaan tot ons gaan slaap, dat ons U eerste sal stel. Want U sê tog, Here, ons moet U lief hê met ons hele hart, met ons hele verstand, met al ons krag, Vader. En Here, kom leer elkeen van ons wat vandag hierna geluister het, Here, dat ons dit sal eerste doen, Vader. Dat ons U sal eerste stel in alles, want Here, dis waaroor dit is, Vader, is sodat U verheerlik word. Here, ek dink sommer nou aan Moses, en toe die goue kalf daar was, Here, het U gekom en gesê, U gaan die volk uitroei, uitwis, Here. En Moses het gebid. Hy het ingetree, Vader, en hy het vir U gesê, Here, maar wat gaan die vyand, wat gaan die ander mense dink, Here, as U, die heilige God, kom en U wis almal uit. Here, U het vir hulle gestraf, maar U het vir hulle nog 'n kans gegee. Here, het vir Jerusalem en die volk van Israel en Judea, het U gekom, Here, en het hulle nog 'n kans. U het hulle gestraf, Here, maar U het hulle nog 'n kans gegee. Vir Jakob, Here, het U gestraf, Vader, en hy het Israel geword, Here. So as ons verkeerd doen, Here, kom leer ons, dat ons straf sal vat, Vader. Maar Here, meer as dit weet ons, daar is 'n boodskap van genade, na elke strafsessie, Vader. En ek weet, Here, as ons die boodskap van genade vat, gaan dit net al minder en minder word, Here, wanneer ons voor U moet kom staan en kom bely, Here, dat ons verkeerd is, Vader. Maar Here, die kere wat ons kom bely, weet ons, Here, U hart is sag. U word stadig kwaad, Here. U woord sê so. Maar Here, daar is tye wat U gaan vir ons kwaad word, of dalk is, Here. Bid ek, Here, dat ons hierdie week sal gebruik, Here, om voor U te kom val. Here, as ons dinge vergeet het, bid ek, o Gees van God, kom herinner ons. Kom herinner ons oor die dinge wat ons vergeet het, en dit wat ons nagelaat het, was dit dat U ons op iemand se pad gestuur het, wanneer ons negativiteit gespreek het oor ons lewens, ander se lewens oor ons land, Here, bid ek dat U ons sal kom vergewe, dat ons volgende keer, Here, wanneer hierdie goed opduik, dat uit ons monde uit sal kom die hoop en die liefde van ons Here Jesus Christus. Want Here, dit is wat daar is, Here, daar is vir ons hoop. U sê tog in Matteus, Here, dat daar vir U niks onmoontlik is nie. Here, en dan het U ook gesê, van hierdie goed word net deur vas en gebed uitgedryf, Here. Dit kan op geen ander manier gedoen word nie. Kom leer elkeen van ons om dit te kom doen, Vader. Want ek weet, Here, want die woord sê so, wanneer ons hierdie goed in lyn kry, o Here, ons weet nie hoe magtig U is nie. Ons weet nie hoe groot U is nie. 'n vallei van dooie bene het mense geword, Here, want U het gesê, U sal dit doen. Kom help ons in my situasie, elkeen se situasie wat hier sit, in ons land, Here, en die dinge wat om ons aangaan, wat ons so afdruk. Miskien het ons negativiteit, Here, deel van 'n groepie geword, Here, wat negatief spreek. Here, gee ons die vrymoedigheid om in daai selfde groep positief te kan spreek, Vader. Dat ons kan lewe bring, Here. Dit is wat U vir ons, dis wat U wil hê, Here, laat U deur ons verheerlik word, Here. Amen.